So as ek begin met my hoofstroom, gaan dit hier van die 12 af deur die ammeter vloei tot op daai punt en ander kant toe. En nou het ons actually 3 vertakkings, né? Gedeelte van die stroom gaan op deur die 3 ohm en 'n gedeelte gaan reg deur die middel deur die 4 ohm en 'n gedeelte gaan af deur die 12 ohm. Okay, hulle sê vir jou dat die skakelaar S gesluit is. Daar is daai skakelaar. Wat beteken daai stroom vertak dan in daai 3 takke, né? Nou is die eerste vraag, wat is die effektiewe weerstand van die parallelle weerstande? So ons gaan net in parallel werk. Die verskil is net daar's nou 3 van hulle. So dis 1 op R1 plus 1 op R2 plus 1 op R3. 1,5 ohm. So dit staan my effektiewe parallelle weerstand. Tweede vraag is, wat is die lesing op die ammeter? So nou, die ammeter sit in die hoofstroom, so ons het gesê, hy werk dan eintlik met die totale volts en die totale weerstand. En jy het die totale volts, en jy het eintlik mos nou die totale weerstand ook. Want jy weet nou, hierdie 3 in parallel tel as 'n gesamentlike 1,5 ohm, saam met daai eksterne 0,5 wat in die hoofstroom sit, so hulle is eintlik in serie tot mekaar, né? So ons gaan met die totaal werk, en sê R is gelyk aan V op I. So die totale weerstand is nou hierdie 1,5 saam met daai 0,5, gee vir ons 2 ohm met 'n 12 volt bron, dan is jou hoofstroom 6 ampere. Dit beteken oral waar daar blou stroom vloei daar 6 ampere. Reg. Toe die volgende vraag gevra, wat is die potensiaalverskil oor die parallelle weerstande? So net die volts oor hulle 3. Dit beteken as ek 'n voltmeter hierso gaan sit so, wat gaan hy lees? Wat beteken hy is eintlik nog steeds gekoppel aan die blou stroom, want ons het gesê die 3 in totaal kry nog steeds die volle 6 ampere. Dit split net in 3 takke. En in totaal is die parallel daai 1,5 ohm. So jy kan net met jou parallelle sommetjie aangaan hierso. R is gelyk aan V op I. So nou weet jy 1,5 ohm in totaal ontvang nog steeds 6 ampere. So die volts gaan wees 9. So dis dan jou parallelle volts. Nou in terme van jou stroombaan, waar gaan jy dit nou skryf? Want dit beteken die totale parallel kry 9 volts, so daai een kry 9 volts, en daai een kry 9 volts, en daai een kry 9 volts. Want in parallel is hulle stroomverdelers, nie spanningsverdelers nie, né? Okay? Maar die ander afleiding wat jy ook kan maak is eintlik, wat? As daai 12 volt was, waarvan die parallel 9 gebruik, dan kry hierdie een die ander 3. So hy moet 3 volts kry, om by 12 te kan uitkom. Reg. Die laaste vraag was, wat is die sterkte van die stroom deur die 3 ohm weerstand? So daar moes jy na jou afleiding gemaak het dat hy ook 9 volt ontvang, anders sou jy dit nie kon raak sien nie. So daarso as ons net na die 3 ohm weerstand gaan kyk, en ons sê R is gelyk aan V op I, dan weet ons die 3 ohm weerstand ontvang ook 9 volt, wat dan sy stroom 3 ampere maak. So hy kry 3 van die 6, helfte. So daar kan ek dan op my stroombaan gaan skryf 3 ampere. Dat die kleiner weerstand kry altyd meer stroom. Reg. Nou jy kan presies dieselfde vir die pinke en die oranje een ook gaan doen. Ons gaan dit net gou-gou vinnig doen. So as ek gaan sê 9 gedeeld deur 4, dan kry daai tak 2,25. En ons kan die oranje een ook gaan doen, 9 gedeeld deur 12, is dan 0,75. En as jy daai 3 gaan optel, sal jy nog steeds by die 6 ampere wat op die hoofstroom was uitkom. So, hulle begin deur vir jou te sê die skakelaar is oop. Wat beteken ek gaan eers net tot daar teken. Want ons gaan nou die skakelaar sluit. Maar as die skakelaar oop is, dan beteken dit hierdie is nie 'n vertakking nie. Die volle stroom sal nog steeds deur die 2 ohm vloei. So daai 2 ohm van Q is net nie daar nie, reg? Nou is die eerste vraag, wat is die lesing op die ammeter as die skakelaar oop is? So nou gaan ons net sê in totaal, want ons sit met die hoofstroom wat ons soek. R is gelyk aan V op I. So die totale weerstand, as daai skakelaar oop is, dan is Q nie daar nie. So dan sit net hierdie 2 en 2, en ons nie 'n vertakking nie, so hulle is in serie, so daai is dan net 'n 4 ohm, wat 9 volt ontvang. Dan kry ons stroom as
2,25 ampere. So dis die totale stroom of die hoofstroom wanneer die skakelaar oop is, né? So gaan dit hier bysit, is oop. Dan sê hulle die skakelaar word nou gesluit. En dit beteken, daai 1 of 2,25 ampere wat jy nou net bereken het, is useless. Jy gaan niks met dit kan doen nie, né? Want die oomblik 'n skakelaar sluit of oopmaak, dan verander die stroom, die volts verander, alles verander. Die enigste ding wat nie sal verander is die weerstande en die EMK van die battery sal dieselfde bly. So as ons nou die skakelaar gaan sluit, dan beteken dit dis 'n vertakking. So 'n gedeelte van die stroom gaan bo deurvloei en 'n gedeelte van die stroom gaan onder deurvloei. In ewe groot vertakkings, want beide takke het 2 ohm. So die weerstand in beide takke is dieselfde. Nou is die eerste vraag, hoe sal dit die helderheid van gloeilamp P beïnvloed? So voorheen, toe die skakelaar oop was, toe kry jy 2,25 ampere. Reg? Maar nou, die oomblik as ek hierdie skakelaar sluit, wat gaan gebeur met die totale weerstand? Dan gaan die totale weerstand afneem, want onthou weerstand in parallel maak minder weerstand, né? So nou sal die totale weerstand afneem, wat beteken die hoofstroom wat uit die battery uitvloei sal toeneem, en as daar meer stroom deur die P vloei, dan gaan hy helderder skyn. Reg. So ek gaan net daarso sê in die eerste plek, as die skakelaar sluit, dan gaan die totale weerstand afneem, wat beteken die totale stroom sal toeneem en P se helderheid sal dan ook toeneem, omdat hy meer stroom ontvang. Want dan nou net in die toets, jy mag nie dit so skryf met pyltjies nie. Jy gaan fisies skryf, totale weerstand neem af, hoofstroom neem toe, P se helderheid neem toe. Dat jy dit net verduidelik. Dan vra hulle, toon duidelik aan dat die effektiewe weerstand van die parallelle skakeling 1 ohm is. So as ons in parallel gaan werk, dan sê ons 1 op RP is 1 op R1 plus 1 op R2. So my R parallel gaan wees 1 op 2 plus 1 op 2 als tot die mag min 1, en dan kry jy 1 ohm. Wat beteken hierdie effektiewe parallelle weerstand is net 1 ohm. Okay? Dan vra hulle die stroom deur elke gloeilamp. So nou moet jy onthou, die hoofstroom is nie meer 2,25 ampere nie. Daai is weg, ons kan dit nie meer gebruik nie, reg? So ek gaan nou van vooraf my nuwe stroom moet gaan uitwerk. So ons weet nou dat hierdie in totaal 'n enkele 1 ampere is. Dan in parallel is dit minder, nê? So daai tel as 'n 1 ampere, daai tel as 'n 2 ampere. So ek kan van vooraf my stroom gaan uitwerk. So ek gaan net sê as ons weer in totaal met die hele stroombaan werk, dan kan ons weer sê R is gelyk aan V op I. Nou is die totale weerstand 3 ohm, want dis daai 2 ohm plus die 1 van die parallel af, né? So 3 ohm ontvang nou 9 volt, lewer dan 'n stroom van 3 ampere, wat nou my hoofstroom is. So nou weet ek daar vloei 3 ampere hier deur P. En dan vertak hy ewe groot. So hierdie kant sal 1,5 ampere kry en die groene sal ook 1,5 ampere kry. En onthou ek mag net sê hulle vertak eweveel omdat beide takke se weerstand dieselfde was. Okay? As ons dit wiskundig net wil bewys, waar gaan ons daai 1,5 ampere vandaan kry? Dan kan ons na P toe gaan en sê die 2 ohm ontvang mos nou 3 ampere. So hoeveel volts kry hy dan? So as ons net na P gaan kyk, R is gelyk aan V op I. So jou 2 ohm ontvang nou 3 ampere, so hy kry 6 volts. So op my skets kan ek daar gaan sit 6 volts. Maar wat beteken dit vir die parallel? As daar 9 volts was, waarvan ek 6 reeds gebruik het, dan bly hier mos 3 oor. En dan van daar af, kan ek nou gaan sê, byvoorbeeld by key, R is gelyk aan V op I. So as ek nou vir 'n 2 ohm weerstand net 3 volt gaan gee, dan ontvang hy 1,5 ampere. So dis hoe jy dit sou uitwerk as hulle nie noodwendig dieselfde was nie. So dan sê jy eers daai volts gekry, trek dit af van die totale volts sodat jy die volts in elke tak kan kry, en dan met die volts in elke tak kan jy dan gaan om die stroom uit te werk as die weerstande verskil. So ons begin daar met die hoofstroom wat deur X vloei. X is 'n onbekende weerstand. Hulle vra in die laaste vraag bereken die waarde van die weerstand van X. So hier vertak hy gedeeltelik deur die 100 ohm en die ander tak gaan deur die 300 ohm.
So onthou, op hierdie punt het die stroom een van twee keuses, of die 100 of die 300, né? Dus jy besluit of hy vertak of nie. So die eerste vraag is, wat is die effektiewe weerstand van die 100 en die 300 in die baan? So hulle is in parallel. So ek gaan net eers gou die parallel doen. 75 ohm. Tweede vraag sê, die ammeter lees 'n stroom van 0,03 ampere deur die battery. So hier vloei 0,03 ampere. Die feit dat hulle sê deur die battery het nie 'n impak nie. Onthou die hoofstroom vloei nog steeds deur die battery. So hy ontvang nog steeds die blou stroom. Bereken die totale weerstand van die baan. So in totaal werk ons dan met die totale volts en die totale weerstand. So ek gaan sê R is gelyk aan V op I. So in totaal weet ons nie wat die weerstand is nie, maar ons weet die totale volts is 6 en die totale stroom is 0,03. Gee dan vir ons 200 ohm. En die laaste vraag is, bereken dan nou die weerstand van X. So vir X gaan ons sê die totale weerstand is die weerstand van X plus die weerstand van die parallelle skakeling. So as jy weet die totaal is 200, waarvan jy klaar 75 gebruik het by die parallelle weerstand, dan kry jy Rx as 125 ohm. Okay, so hulle sê daarso vir jou, die lesing op ammeter 2 is 0,5 ampere, wat beteken hulle gee vir jou daai helfte van die stroom. En as die eerste vraag, wat is die weerstand van R? As jy net so vir die stroombaan kyk, dan lyk dit amper asof jy te min inligting het, want jy het nêrens twee goed nie. Jy het daai 6 volt van die battery en jy het die 0,5 ampere in hierdie tak en jy het daai enkele weerstand en dis dit. Maar niks kom by mekaar uit nie. Maar die enigste ding wat jy nou moet onthou is die 6 volt van die battery. Daai 6 volt gaan ten volle na die parallelle skakeling toe, want daar's geen ander weerstande in die hoofstroom nie. Wat beteken elkeen van hierdie takke gaan 6 volt ontvang. So daai een kry 6 volt en daai een kry 6 volt. Reg? So nou het ek in hierdie R onbekende R tak twee goed, so ek gaan sê R is gelyk aan V op I. So as ek 6 volt teen 0,5 ampere lewer, dan kry hy 12 ohm. Tweede vraag was, wat is die stroom deur die 4 ohm weerstand? Selfde konsep, daar weet jy dis 6 volt. So as ons na die 4 ohm gaan kyk, en ons sê R is gelyk aan V op I, dan kan ek sê 4 ohm ontvang ook 6. Met ander woorde, die stroom gaan wees 1,5 ampere. So nou weet ek wat my groen stroom is. En dan was die laaste vraag, wat is die totale stroom? So A1 kan ons dan aflei, gaan 2 ampere wees. Want as die pinke 0,5 is en die groene is 1,5, dan is die totaal 2 ampere vir jou hoofstroom.